Goeiemôre, dit is nou 9 uur. Ons is tans nog besig om mense in te laat in hierdie vergadering van die publiek. As jy net vir ons 'n oomblik gee, ons wil nie graag hê enige iemand moet uitgesluit wees wat sou belangstel in hierdie vergadering nie. So ek gaan nog so 'n minuut gee om die mense die geleentheid gee om in te skakel op die stelsel. Die word nou almal aanvaar as jy wag in die lobby. Sal jy die geleentheid kry, hulle is besig om die almal in te laat. Net so 'n minuut en dan kan ons begin. Ek wil net bevestig, raadslede, is u opgestel? Is daar enige probleme wat u tans ondervind met die aanlyn inskakeling? Werk u mikrofone? Werk u kameras? As jy my net 'n aanduiding kan gee asseblief. Goeiemôre. Ons is tans nog besig om mense in te laat wat uit is, en soos ek voorheen gesê het, ek wil nie graag mense uitsluit nie, maar ek kan ook nie vir te lank die geleentheid gee nie. So ons gaan binne die volgende minuut of so gaan hierdie raadsvergadering voort.
Goeiemôre, dit is nou volgens my horlosie in die raadsaal 0908. Die spesiale raadsvergadering van Vrydag 17 April 2026 is dan tans in sitting. Ek wil net vir Raadslid Simon vra om hierdie vergadering te open met 'n gebed. Raadslid Simon, is dit vir u moontlik? Goeiemôre speaker, goeiemôre almal. Dit is heeltemal reg so speaker. Kom ons sluit net die oë. We give thanks and praise to the Lord in this morning. You have guided us and you have carried us through this night. Lord, come and bless this day and bless everything that is going to happen today. Guide us and lead us and give us wisdom with the decisions we have to make to run this municipality smoothly. Come then and help us to lead this municipality, the people, every school, every workplace. We ask you, when we have sinned, that you will forgive us, and when we do the next thing, that we will make the right decisions. In the name of Jesus, amen. Raadslid Simon, baie dankie. Gee my dan die geleentheid om elkeen vandag hier te verwelkom op hierdie raadsvergadering. Aan die raadslede in die dele van die gemeenskap wat ingeskakel het vir die raadsvergadering. Terwille van rekorddoeleindes wil ek dan net seker maak dat al die raadslede op is en teenwoordig is en dat dit dan so ook op rekord kom. Burgemeester Grant Rills, goeiemôre. Is u beskikbaar vir die raadsvergadering vandag? Goeiemôre speaker, ek is beskikbaar. Baie dankie burgemeester. Onder burgemeester Gerald Boesak. Dankie, ek sien hy is ingeskakel, maar ek gaan net gou uit, ek gaan net gou kyk of jy 'n probleem het. Ek dink my jy is in, onder burgemeester. Baie dankie speaker, goeiemôre, ek is teenwoordig. Baie dankie onder burgemeester. Ek myself Tinus van der Berg as speaker is teenwoordig. Raadslid Ben Smit. Goeiemôre almal, ek is teenwoordig. Baie dankie raadslid Ben Smit. Raadslid Betsy van Noordwyk, sy teenwoordig. Môre almal teenwoordig. Dankie raadslid van Noordwyk. Raadslid Rennie Davids, is u teenwoordig. Môre speaker, môre almal teenwoordig. Dankie raadslid Davids. Raadslid Sonja Leroux, is u teenwoordig. Goeiemôre speaker, goeiemôre almal, ek is teenwoordig. Dankie raadslid. Raadslid Jobiet Hoogpaard, is u teenwoordig. Môre speaker, môre almal teenwoordig. Baie dankie raadslid Hoogpaard. Raadslid Hendrik Simon, is u teenwoordig. Goeiemôre speaker, goeiemôre almal teenwoordig. Dankie raadslid Hoogpaard. Raadslid Chris Telty, is u teenwoordig. Goeiemôre, ek is teenwoordig. Dankie raadslid Telty. Raadslid Nadia Joseph, is u teenwoordig. Môre speaker, môre almal. Môre raadslid, baie dankie. Raadslid Daniels, is u teenwoordig. Môre speaker, môre almal. Dankie raadslid Daniels. Raadslid Lispie Pieterse, is u teenwoordig. Baie dankie raadslid. Raadslid Elias Diamani, Sweep ANC, is u teenwoordig. Goeiemôre. Môre Sweep. Raadslid Lillian Februarie, is u teenwoordig. Goeiemôre speaker. Baie dankie raadslid Johannes Hartnik, is u teenwoordig. Môre speaker, teenwoordig. Môre raadslid Jennifer Hartnik, is u teenwoordig. Raadslid Jennifer Hartnik, is u teenwoordig. Raadslid Jennifer Hartnik.
Baie dankie. Kan ons net bevestig as raadslid Hartnik ingeteken? Dan gaan ek solank aanbeweeg. Raadslid Hartnik is ingeteken. Raadslid Hartnik, stuur net vir my kantoor 'n boodskapie of skakel hulle net as u probleme ondervind met die mikrofoon, maak dit seker hy is aangeskakel. Gee my aanleiding, ek kan sien hy is aanlyn, ek wil net bevestig dat hy wel teenwoordig is in hierdie raadsvergadering. Dan beweeg so na die direkteure. Munisipale bestuurder meneer De Klerk is hier teenwoordig. Môre speaker, môre raadslede teenwoordig. Baie dankie MM. Direkteur Goliath is hier teenwoordig. Goeiemôre speaker, teenwoordig. Direkteur Goliath, baie dankie. Direkteur Louis Michaels is hier teenwoordig. Môre speaker, môre raadslede, ek is teenwoordig. Baie dankie direkteur. Dan direkteur Hendrik Visser is hier teenwoordig. Baie dankie, ek het gesien jy het die hand opgesteek. Baie dankie direkteur, ek weet ja, jy is tans dalk op die lughawe. Direkteur Werner Mano is hier teenwoordig. Môre speaker, môre raadslede teenwoordig. Baie dankie direkteur Mano. Ander amptenare by my is ons regsbeampte vrou Sarah Sanders wat teenwoordig is hier langs my. Raadslede, lede van die gemeenskap, baie welkom by die raadsvergadering en dankie dat u ingeskakel het van buitekant af. Ek gaan net gou-gou 'n paar tegniese goed aan u versprei net sodat u die nodige inligting het. Raadslede, die gewoonte is dat as u praat, dat u u hand opsteek, dat ek u kan herken. Behalwe in die punt wat u 'n punt van orde wil noem, kan u 'n punt van orde noem. Neem kennis dat u die punt van orde dan ook terwille van die rekord ook so moet noem. Andersins net die hand opsteek en dan sal ek die hand herken. Die mikrofoon asseblief aanskakel as ook u kamera wanneer u gesels dat u beeldmateriaal kan opkom dat die gemeenskap kan sien wie is die raadslid wat tans praat. Selfs aan die amptenare asseblief en dan lede van die gemeenskap hierdie geleentheid om die opname te kyk tans. Jy het nie die fasiliteit nie, dit is 'n raadsvergadering, die onderreëls bepaal dat jy kan nie deelneem fisies aan hierdie vergadering nie, ongelukkig nie. Dit is 'n raadsvergadering, nie 'n openbare publieke vergadering nie, so neem kennis daarvan. En dan punt 2 op die agenda, ek gaan net vinnig aan hierdie agenda verduidelik. Punt 2 is die konstituering en aansoek om verlof. Punt 3 is verklaring en mededelings deur die speaker. Punt 4 is die verklaring en mededelings deur die uitvoerende burgemeester. Punt 5 op die agenda is verklaring en belange deur raadslede, amptenare rakende enige items van hierdie agenda. Punt 6 is sake van bespreking. 6.1 is the consideration of the land reform process initiated by the National Department of Land Reform and Rural Development on portion 2 of the farm Skoongelee number 282 and on farm Subatersvlakte number 611. Dan sit ek baie dankie, daar is bevestig raadslid Hartnik is op, so ons kan dit dan ook net so aanteken dat raadslid Hartnik is teenwoordig. Punt 3 op die agenda, verklaring en mededelings deur die speaker. Ek het sopas my verklarings gegee en vir ingelig waaroor hierdie raadsvergadering gaan en die items op die agenda. Punt 4 op die agenda, verklaring en mededelings deur die uitvoerende burgemeester. Burgemeester, het u enige verklarings of mededelings? Nee, speaker, ek het geen. Baie dankie, burgemeester. Punt 5 op die agenda, verklaring belange deur enige raadslede, amptenare rakende hierdie item wat verskyn op die agenda. Is daar enige, indien wel, steek vir my u hand op, as jy enige belange het by hierdie item. Baie dankie, ek het geen aanduiding van enige hande nie. Dan beweeg ons oor na die agenda punt 6.1.
Ek gaan die agendapunt soos volg hanteer. Ek gaan die munisipale bestuurder die geleentheid gee om agtergrond te gee rondom hierdie item, dat die gemeenskap heeltemal bewus is van waaroor gaan hierdie item, wat is die pad wat hierdie item al geloop het, want die item het al verskyn voor 'n raadsvergadering, en dat hy agtergrond gee sodat almal presies weet wat die agtergrond is. Ons verstaan en weet, daar's baie gerugte daar buitekant en onsekerheid presies waaroor hierdie item gaan, wat vandag op hierdie raadsvergadering is. Raadslede, ek gaan dan ook die geleentheid gee. Ek gaan die tyd, soos jy weet, in terme van die orderreëls, het jy 5 minute om te gesels. Ek glo elke caucus het iemand wat namens hulle gaan praat. Ek gaan daai tyd verleng vir daai spesifieke geleentheid tot 8 minute, om jy genoeg geleentheid te gee om u siening oor te dra aan hierdie raad. Maar ons kom by repliek, gaan ek dit weer beperk tot 5 minute. So neem net kennis daarvan. Ek maak daai vergunning dat jy 8 minute het en ons sal dit dophou, dat jy 8 minute het om dan die eerste stelling te maak. MM, u is aan die woord. Goeiemôre Speaker, lede van die uitvoerende komitee en raadslede. Speaker, aan die einde van 2025 het die raad bewus geword van 'n privaat eienaar, 'n boer wat op die plaas skoongeleë en Subattersvlakte, wat hy sy plaas vervreem het aan die departement van landelike hervorming. Die situasie het toe verder ontstaan dat die munisipaliteit toe bewus geword het, na aanleiding van vergaderings, dat die departement van plan is om die plaas dan verder te ontwikkel vir opkomende boere. Daar's 'n vergadering gewees vroeg in Januarie. Die vergadering was die 28ste Januarie, waar amptenare van die munisipaliteit, raadslede en dan verskeie rolspelers van departement van landelike ontwikkeling en van die departement van Wes-Kaapse landbou departement teenwoordig was. In die vergadering is daar verskeie goeders uitgewys aan ons in terme van die proses wat moet volg, en daar is na aanleiding van die proses en ondernemings wat daar gegee is toe gevra dat daar 'n mandaat by die raad moet bekom word. Die vergadering het plaasgevind die 26ste Maart, Speaker en raadslede, waar almal teenwoordig was, en een van die belangrike aspekte wat uit die vergadering uit voortgevloei was, is dat daar spesifieke prosesse in terme van publieke deelname deur die departement van landelike ontwikkeling gevolg moet word met die gemeenskap en dan die verskeie onderskeie rolspelers. Tot op hede weet ons dat daai vergadering het nog nie plaasgevind nie, ten spyte van die brief wat ons afgestuur het na aanleiding van die vorige raadsvergadering. Ek dink Speaker, is baie belangrik vir uself en die raadslede om daarop te let, dat daar toe 'n brief ontvang is van die Stilbaai GPF, en die brief het spesifiek na die departement van landbou toe gegaan in die Wes-Kaap, en op versoek van die minister Ivan Meyer, sy departement is daartoe met die munisipaliteit in gesprek getree, en die vergadering het plaasgevind die 14de April. Na aanleiding van die vergadering is daar toe gesê of gevra, en dit is so ooreengekom ook met die belanghebbende partye, en die belanghebbende partye, soos in die item ook verwys word, is die GPF, die verskillende plaaswagte, die verteenwoordigers van verskeie landbouorganisasies, en dan ook ander relevante rolspelers. In die vergadering is daar ooreengekom dat daar 'n dringende raadsvergadering moet plaasvind, en Speaker, is om daai rede dat daar vandag dan 'n spesiale raadsvergadering is en dan die item voor u self dien met die nodige mandaat wat bekom moet word. Dankie Speaker. En baie dankie vir daai inleiding. Ek seker die gemeenskap het 'n idee waaroor hierdie item gaan en hoe lank hierdie item tans nou aankom, wanneer die munisipaliteit bewus geraak daarvan en waaroor die eerste raadsvergadering gaan. Raadslede, item 6.1, the consideration of the land reform process initiated by the National Department of Land Reform and Rural Development on the portion 2 of the farm Skoongeleë and number 282 and the farm
Sobaters vlakte number 611. Onderburgemeester, ek sien jou hand is op. Baie dankie, speaker. Am I audible? Kan jy my hoor, speaker? Ja, ek kan nie hoor, raadslid, jy kan voortgaan. Daar sê baie dankie, speaker. Goeiemôre aan almal teenwoordig. Speaker, van my kant af vanoggend is, ek wil graag noem dat hierdie is 'n baie sensitiewe item en moet met baie dringendheid hanteer word. Ek wil dit baie graag vanoggend baie duidelik stel namens myself en ook die DA caucus dat ons nie gemaklik is met hierdie grondhervormingsproses nie. Dit is ook vir my 'n bietjie teleurstellend dat die nasionale departement van Land Reform and Rural Development dat hulle op so 'n laat stadium eers met ons plaaslike munisipaliteite dat hulle met ons skakel terwyl hulle reeds op nasionale vlak al hierdie tipe van besluite geneem het. En ek wil dit duidelik stel vanoggend, ons is nie gekant teen hervorming in die geheel nie, maar ons is sterk gekant vanoggend teen die proses hoe hierdie op ons deurdrempel beland het, speaker. Ek dink dat die nasionale departement hierdie proses werklik waar deurdink het nie. En ek dink julle weet wat die implikasies dit op die einde van die dag vir ons plaaslike munisipaliteit en sy mense inhou nie. En ek wil dus versoek dat ons daarna moet kyk vir hierdie publieke konsultasie. Ek dink ons het aangevra vir publieke konsultasie van hulle af met ons gemeenskappe. En ek dink dit was doelbewus was dit geïgnoreer. En is duidelik in ons skrywes in die agtergrond van die item dat hulle dit vir ons eenvoudig net geïgnoreer. En dis hoekom ek sê ons as DA caucus, ons kan dit nie toelaat dat Land Reform and Rural Development hulle probleem op ons voorstoep kom neersit nie. En hierdie ouens moet besef om 62 kleinboere te hervestig in 'n ander munisipaliteit sonder dat hulle vir ons gekonsulteer het, gaan vir ons verrykende probleme hê. En ek dink op hierdie stadium as ons kyk in die agtergrond van die item, speaker, sien ons dat die Farm Assessment Report van Department of Agriculture is duidelik dat hulle wys vir ons uit die implikasies wat daar is, hulle wys vir ons uit wat die voordele en ook die nadele van hierdie grond op hierdie plaas gaan wees. En as hierdie nasionale departement daardie uitwysings ook dan doelbewus ignoreer, wil dit vir my sê dat ons loop gevaar op die einde van die dag wanneer dit by hierdie plaas kom en hierdie toewysing. So, ons is ten gunste op hierdie stadium dat wanneer hierdie plaas ook dit behoort op hierdie stadium aan die staat want hulle het dit gekoop. Maar ons is gemaklik as hierdie staat aan een persoon of een beneficiary toegeken word. Maar om soveel mense van een munisipaliteit na 'n ander munisipaliteit te hervestig kan vir ons groot probleme veroorsaak. Onthou, hierdie is nie net 62 individue wat gaan kom boer op hierdie plaasie. Hierdie 62 individue het ook families. So ek dink hierdie proses was deurdink. En dis vir my reg teleurstellend dat Rural Development and Land Reform dat hulle hierdie ding op so laat stadium dat hulle ons met hierdie ding belas en ek voel hulle kon hierdie proses kon hulle beter hanteer. En dis hoekom ons in geheel en al die DA caucus ons stem nie met hierdie proses saam nie. En ek wil ek die volgende aanbevelings maak. Geskoei op my argument wil ek die volgende aanbevelings maak, speaker, as u my sal toelaat om hierdie aanbevelings te maak. Baie dankie. Onderburgemeester, ek wil net die geleentheid gee voordat ek dit oopmaak vir aanbevelings dat ons net eers die inhoud van die gesprek en elkeen die geleentheid gee om oor die inhoud te praat van die gesprek en wat hulle wil sê, en dan gaan ek hom oopmaak vir enige voorstelle. As dit moontlik is asseblief, ek sien
Die burgemeester se hand is nommer 2 by my op, burgemeester. Dankie Speaker. Ek wil 100% saam met die onderburgemeester stem, Speaker, dat ons is nergens geken in die proses nie. Hulle het dit vergadering met ons kom hou en sê dat dit gaan gebeur en so gaan dit gebeur. En dis hoekom ons die raadsvergadering gehou het om te sê daar moet 'n publieke deelname proses wees. Die raad het nergens gesê dat ons ondersteun die skuif van die klein boere van die biermunisipaliteit na Hesekwa toe nie. Nergens was daai besluit geneem dat ons dit ondersteun nie. So Speaker, ek ondersteun nie 100% die wat die onderburgemeester gesê het en ek wil hê dat ons ernstig hierdie aangeleentheid moet aanspreek, Speaker. Baie dankie. Burgemeester, baie dankie. Raadslid Nadia Joseph, ek herken die hand, die is volgende, en dan raadslid Christelte. Dankie Speaker. Ek verwys na die raadsvergadering van die 26ste Maart. Ons het 'n bekwame amptenaar, meneer Haywood, wat 'n volledige verslag vir ons deurgegee het. Weereens wil ek vra, u sê, ek luister wat die burgemeester en onderburgemeester sê en die MM, maar daar was afgevaardigdes van raadslede en amptenare wat daardie vergadering as stakeholders bygewoon het. Wat het hulle dan daar gaan maak? Dan wil ek ook weet die kommentaar wat deur die strategiese hoof deurgegee is, dat hierdie ingesluit moet word in die annual verslag, in die jaarverslag, Julie 2026. Wat word dan van dit? En as ek deurgegaan het deur meneer Haywood se perfekte verslag, staan daar ook dat daar genoegsame water is. Hoekom ons dit dan nou afkeer? En ek lees ook aan die aanbeveling, Speaker, dat daar was nie notule nie, maar van daardie vergader af, ek lees dit in die volledige verslag van meneer Haywood, dat daar was notule gehou. Hoekom is dit nooit aangevra nie? Dit trigger my, want hierdie item het dan gedien by ons vorige raadsvergadering. Hoekom as met bekwame hulp en met bekwame insig, hoekom het dit dan nog nooit, dat dit nou 'n spesiale raadsvergadering word, dat ons amptenare en die raadslid wat afgevaardig is vir daardie vergadering nie hierdie geopper het. Dankie Speaker. Raadslid Joseph, baie dankie. U het 'n paar vrae gevra. U eerste vraag, aan wie rig u daai eerste vraag oor die stakeholders? Van wie verlang u graag 'n antwoord? Van die burgemeester, van die MM? Visser het hierdie verslag mos nou opgestel. So ek dink meneer Haywood of meneer Visser, maar meneer Visser het mos nou hierdie item opgestel. Kan hy dit vir my antwoord asseblief? Baie dankie Raadslid. Ek moet kyk of hy beskikbaar is. Hy is tans nie op in Hesekwa nie. Hy het 'n familiekrisis. So hy is uit, hy moet dringend vlieg. Hy het regtig 'n familiekrisis. Kan ek die vraag rig aan die MM? MM, kan u dalk net daai vraag antwoord? Speaker, ja, dit is reg. Speaker, deur u, ek wil graag as ons na die eerste item toe gaan, en ek weet die raadslede gaan dit nie voor hulle hê nie, so ek gaan 'n spesifieke uittreksel uit daai agenda uitlees, wat handel oor die Need for Public Engagement Session in Hesekwa. En dit is aanleidend van die verslag wat meneer Haywood en meneer Visser opgestel het, en ek wil graag dit soos volg aan die raad voorhou, ek lees dit dan net uit. Given the complexity, possible misunderstandings and community expectations linked to the project, a public meeting, Imbizo specifically with Hesekwa small-scale farmers, must be convened by the Department of Rural Development. The purpose of this meeting should include providing clarity on the use of the Skoongeleë and Subaters vlakte farms, clarifying the relocation of Mossel Bay farmers into the area, explaining the scientific settlement plan methodology, outlining beneficiary criteria for Hesekwa farmers, discussing the proposed verification process and required documentation, ensuring transparency in how beneficiary selection will be made. Hesekwa municipality should support the logistics and communication, but the responsibility for leading the engagement lies with the Department of Rural Development as the project owner.
Speaker, dan wil ek graag in vandag se item vir raadslid Joseph net daarop wys dat in die plaasverslag van die departement van landbou word daar pertinent gesê dat daar 3 boorgate op die plaas is, maar is nie duidelikheid of dit gelisensieer is nie, en jy sal sien in die verslag wat ons nou bekom het, ons het op daai stadium nie gehad nie, ons het dit nou eers in die week bekom, sal jy sien raadslid Nadia Josephs dat in daai verslag sê hulle pertinent dat die watervoorsiening wat daar is, sou genoegsaam wees as jy mens kyk na skaapboerdery, maar nie noodwendig, daar's nêrens in die verslag ooit enige ontleding gedoen rondom die gebruik van die plaas anders as vir saaigewasse en die moontlikheid van skaapboerdery nie. En op die stadium sal ek dan sien dat die verslag almal in die publiek praat oor iets anders as wat op die verslag staan. En daarom, Speaker, wil ek dit so uitlig om te sê, dis wat gebeur het in terme van die verslag van meneer Heiwood en die direkteur Visser, en dan ook wat belangrik is, die nuwe verslag wat ons nou bekom het van die departement van landbou, wat spesifiek uitwys oor waarvoor die plaas geskik sal wees, en dan ook bevestig van die 3 boorgate en die feit dat daar nie lisensiering bevestig kon word op die 3 boorgate nie. Dankie, Speaker, ek glo dit antwoord die vraag. Baie dankie. Ek gaan ook daar as 'n ander gedeelte wat gevra is rondom, ek glo u kan dit ook beantwoord. Ek weet dit word vervat op bladsy 5, die onderste paragraaf rondom die notiele. Hoekom was daar nie 'n notiele gewees van daardie eerste vergadering wat departement van Land Reform gehad het met die IBK en u self en amptenare nie? Is dit moontlik dat u dit vir ons kan antwoord? Dankie. Ja, Speaker, daai vergadering was nie belê deur Hessequa nie, dit was belê deur die distriksraad en dan die gemoeide partye wat landelike ontwikkeling is, en dan was daar rolspelers van Mosselbaai ook. Ons het nie notules van die vergadering tot op hede kon bekom nie. U sal sien ook daar's 'n skrywe wat sê dat die vrou sou op verlof gaan, en op die item wat ons dan ter tafel gelê het in Maart maand, het ons in die item ook bevestig dat ons nog nie die notules kon ontvang het van daai vergadering nie. Baie dankie, Raadslid Joseph, beantwoord dit die vraag. As nog 2 uitstaande Speaker, ek wil weet die raadslede wat dit verteenwoordig het en die amptenare, en dan ook hoekom sou die hoof van strategiese dienste sê dat dit moet ingesluit word in die jaarverslag. Speaker, as ek daarop kan net antwoord. Asseblief, Die belangrike is, Raadslid Joseph, dat wanneer daar aktiwiteite is wat van gemeenskaplike belang is en wat handel oor so iets, en dit sal dan bemagtiging teweegbring in terme van die statutêre vereistes van die munisipaliteit, sal daar dan in die jaarverslag na sulke aktiwiteite ook verwys word, want jy moet die publiek deel maak en deursigtig wees in besluite wat 'n impak kan hê vorentoe op die munisipaliteit. Die omvang daarvan sou jy ook weet, het ons nie geweet nie. Ek glo dit antwoord daai vraag. Dankie, Speaker. Die amptenare wat daar was en die raadslede, die vergadering wat in Januarie plaasgevind het, wat voortlopend was uit daai vergadering wat ons die raadsitem dan voorberei het vir Maart maand, dit was die IBK-lede, die wijkraadslid, en dan die gemoeide direkteur, myself, meneer Heiwood wat die LED officer is, en dan die direkteur meneer Visser. Dit was die amptenare wat teenwoordig was. Ons het wel vir meneer Shagan ook daar gehad, sou daar in terme van omgewingsbestuur impak vereistes gewees het. Baie dankie vir daai verduideliking, Raadslid Joseph, is u gemaklik met daai antwoord? Is reg, Speaker, dankie. Dankie, Raadslid Joseph. Die volgende hand op my lysie is Raadslid Christelty. Raadslid Christelty kan voortgaan. Speaker, dankie vir die geleentheid. Ek is ietwat geskok met die uitlating wat die onderburgemeester en die burgemeesters hier gemaak het. Ons het die vergadering gehad op 26 Maart, dis 2 of 3 weke terug. En nêrens het enige een van hulle twee hierdie uitlating gemaak. Inteendeel, die aanbeveling sê dat het unanimously deurgegaan, daar was hier gepraat daaroor. Vir my, Speaker, is deursigtigheid uiters belangrik. Die onderburgemeester en die burgemeester reageer nou hier so,
omdat hulle onder druk is van social media. En u kan sien aan hierdie vergadering hoeveel honderde mense het ingeskakel vir hierdie vergadering, omdat dit 'n belang is vir ons gemeenskap. En die feit dat hulle maak asof hulle nie geweet het van hierdie goed nie. Esekwa maak asof hulle nie geweet daarvan nie, is 'n absolute leuen. Is 'n absolute leuen, speaker. En ek het 'n klompie vrae wat ek ook baie graag wil vra, maar ons genoeg tyd vir ons nou gegee om te praat daaroor. Een van die eerste goedes is die baie goeie verslag van meneer Haywood. In meneer Haywood se verslag praat hy van 'n vergadering van 'n stakeholder engagement meeting wat plaasgevind het op 13 Januarie 2026. Ek gaan nou nie aan detail deur nie, maar dan sê dit verder, as jy ombly op bladsy 2 staan daar, the submission, en dit is 'n submission wat gekom het van hierdie stakeholders. The submission is supported by stakeholders including the Western Cape Department of Agriculture, Garden Route District Municipality, Mossel Bay en Esekwa municipalities. Supported. Dis ons amptenaar meneer Haywood. Dit is in die verslag van die 26ste Maart staan dit baie duidelik Esekwa support daardie goed. Nou kom ons hier en ons maak die twee here, die burgemeester en die onderburgemeester, hulle maak nou asof hulle nie van dit geweet het of niks nie. Van die goede man, in die tussentyd word daar gesê, ons het dit gesupport. Wie het dit support? Hulle noem dat ek dink die ME het dit ook nog genoem, in sy reg in die begin, die datums gegee hoe die goed gevolg het. Nou vraag ek myself af, ek hoor hier was 'n stakeholder vergadering op die 14de. Hierdie raad het wijkskomitees, waarna as daar kwessies is, gaan dit na die wijkskomitees toe, en ons gaan in die wijkskomitees bespreek het, en maak aanbevelings. Waarom was hierdie item nie na die wijkskomitees toe verwys nie? Waarom het die IBK vergaderings gaan hou? Ek weet nie wat 'n mandaat het hulle nie, hulle maak vandag, die burgemeester maak en Rasetelty, het weggeraak. Rasetelty, mikrofoon is af. Speaker, ek weet nou nie of iemand my gemute het of wat nie, maar Nee, ek dat kan kan nou nie. nie waar het ek die laaste gepraat. Nee, Dit Raas, was die weet jy, dit is ja, nee, dit was u gesprek geweest, Raas. Ja, man, okay, dan gaan ek myself maar weer herhaal, ek hoop jy gee my maar nou die tyd dat ek kan klaar. Nee, Raas, die tyd loop aan, hoor. 8 minute, né? Ja, maar dis nou vir my baie interessant dat dit nou 'n probleem is dat ek genoem is. Speaker, daar was 'n vergadering op die 28ste Januarie, sê die MM. Daar was 'n vergadering waarvan Esekwa munisipaliteit, en ek het gehoor u sê dit, dat dit die IBK wat daar was, en sekere amptenare. Hulle het aan hierdie vergadering gaan deelneem. Die 28ste Januarie alreeds. Nou as jy die maande tel, hoekom het die uitkomste van daai vergadering nie na wijkskomitees toe gekom nie? Hoekom was die gemeenskap nie ingelig rondom die proses wat hier aan die gang is, wat aan Esekwa gebeur het? Waarom nadat daar 'n klomp rassistiese aanvalle en lelike rassistiese uitlatings veral uit Stilbaai uitgekom het en skrik hierdie munisipaliteit of hierdie beheerde raad skrik nou wakker en nou ewe skielik praat hulle met stakeholders. Hierdie stakeholders met wie hulle gepraat het op die 14de April verteenwoordig nie die mense van Esekwa nie. Dis as jy kyk aan die organisasies, wie is hulle? Die mense van Esekwa word verteenwoordig deur wijkskomitees binne in ons munisipale stelsel. Dis reg wat ons met hulle gaan praat het ook, dis goed miskien. Maar en dan wil ek ook uitwys, speaker. Ons praat van, die rede hoekom julle vandag 'n ander aanbeveling nou hier kom maak. Julle praat van die 26ste Maart was hierdie vergadering. Die 10de April stuur julle 'n brief na die departement toe en dit is vandag die 17de. U verwag binne 7 dae moes die nasionale departement 'n publieke vergadering met die kleinboere kom hou het. Ons as 'n munisipaliteit kan aan sommige mense se briewe nie eens antwoord binne 7 dae nie. Ek dink die raad
moet besef dat hulle het verkeerd opgetree op die 26ste die 26ste Maart. Hulle moet vir die gemeenskap om verskoning vra en hulle moet vir die gemeenskap geleentheid gee by wyse van ons wykskomitees om insette te lewer rondom hierdie item. En dan moet die goed op 'n regte manier verduidelik word. Ons kan nie nou hier kom maak asof ons handjies skoon is en daar's niks verkeerd nie. Speaker, ek wil ook vra, ek wil ook die volgende vra. Daar word baie duidelik gesê daar is water. Ek hoor Dankie Raadslid, u mic is weer af. Neem kennis dat geen ander deelnemers kan die mic mute nie. Okay, dit net die van ons kant af en hy word hanteer deur IT. So ons het nie die mic gemute nie. So ek sien by my is hy aan. Die mic is nie gemute nie. So maak dit seker dat hy aan u kant reg is en of hy syne reg is. Speaker, iets is snaaks. Ek is nou op, maar iets is nou baie snaaks hier aan my rekenaar, want ek het selfs my muis afgesit. Laat dit nie daar die probleem is, maar dan my ding mute sommer net iewers skielik word hy gemute. Maar ek gaan dan nou weer probeer. Ons kan hom mute, neem kennis dat die tyd loop uit hoor. Ja. Speaker, ja, ek het regtig 'n klomp vrae. Maar nou dit raak nou 'n probleem is my ding nou elke keer mute. Ek sien in hierdie aanbeveling, Speaker, wil ons nou nadat u is met, ek weet nie wie met die stakeholders gepraat het, ek hoor u sê die Wes-Kaapse minister, wil ons ook sommer nou 'n legal opinion kry. Speaker, die proses soos wat hy hier is agterste voor wat ons doen. Ons moet gaan na ons mense toe, ons moet die item vat en na die gemeenskap toe vat, by wyse van ons wykskomitee en vir hulle gaan konsulteer eerste. En dan terugkom met insette wat vanaf die wykskomitees afgekom het. Dit is hoe het gedoen moet word. Ons kan nie eers vinnig op die goed spring nie. As die aanbeveling wat ons gemaak het op 26 Maart vra vir 'n vergadering, 'n publieke vergadering deur die departement, die nasionale departement met daardie mense, ons het dan nie eens 'n datum daaraan gesit nie. Hoekom het ons nie gesê ons verwag 'n publieke vergadering met die small scale farmers binne die volgende 3 maande nie. Nadat ons die 10de April die ding gestuur het, nou wil ons sê ons gaan op vandag 'n ander besluit neem omdat daai vergadering nie plaasgevind het nie. Dit is mos nie korrek die manier hoe ons optree nie. Ek dink dit is absoluut verkeerd wat ons doen. Ons moet teruggaan, Speaker, en sê dat ons verwag dat die departement van die nasionale departement moet terugkom en binne die volgende 2 maande of 3 maande 'n vergadering eers hou met die klein boere. Dan gee ons vir hulle 'n tydvlak waarin hulle dit moet doen. Ons kan nie sê hulle moet 'n vergadering kon hou en ons gee geen tyd wanneer hulle dit moet kon doen en wanneer hulle dit moet kom doen nie. Daai mense kan oor 'n jaar kom om die vergadering te kon hou. Ons het geen tyd daarin gestel nie. So ons moet maar gaan en ons huiswerk gaan reg doen voordat ons wil om besluite te verander gebaseer op druk wat politieke druk wat hulle kry. En ek dink die hele polemiek rond op sosiale media word aangeblaas polities. Ek het geluister aan hierdie raadslid van George Gert van Niekerk. Die man, hy is hier in Hesekwan, hy wil praat oor ons. Hulle is besig om ons mense bang te maak. Is voor 'n verkiesing en nou kom die swart gevaar probleem kom nou weer uit en hulle probeer ons mense bang maak. Die mense in Stilbaai is nou bang want daar word gesê op social media daar gaan klippe gegooi word. Ek het met van hierdie klein boere van Kwanangaba gepraat. Dis nie swart klein boere nie, dis 'n gemengde groep van verskillende rasse. En hierdie mense is glad nie van plan om hier te kom vestig. Hulle het plekke, hulle het hulle huise in Mosselbaai waar hulle wil bly en hulle sê hulle stel glad nie belang om almal hier na toe te trek. Wat moet hulle in Riversdal of in Hesekwan kom maak? Hier's niks in vergelyking wat in Mosselbaai is. Baie dankie, u tyd is om. Baie dankie vir die insaag. Ek weet nie of u 'n vraag aan enigiemand gerig het nie. Dit het my so geklink jy het 'n stelling gemaak en teenoor
teenoor Hesekwa munisipaliteit of die amptenare, die raad en dan ander politieke partye. Was daar enige vraag daar? Ek het nie een afgelei uit die gesprek uit nie. Net gou my ander. Speaker, ek sal net graag wil weet die mandaat wat hulle gekry het, van wie het die mense die mandaat gekry? Ek praat nou en dan die feit dat hulle dat daar in die dokument van meneer Haywood gesê was dat die submission wat gemaak was na die Eastern Stakeholder Meeting in Januarie was gesupport deur die Hesekwa munisipaliteit. Wie het dit support? Waar was dit by die raad dat ons dit support het? Baie dankie. Ek is nie helemaal seker die mandaat na wie u verwys nie. Ek weet nie of ek wil net weet na wie toe ek hierdie vraag moet rig om te antwoord. Verwys gou met die mandaat. U verwys na die mandaat met wie? Met Departement Land Reform. Speaker, ek praat nie mandaat wat ons as Hesekwa het. Van Hesekwa se mense, as jy lees die dokument van meneer Haywood, sê op 13 Januarie was haar stakeholder engagement meeting. Dan sê dat, dan gaan hy, as jy ombly op die bladsy, dan staan daar die submissions van die meeting was support deur stakeholders wat insluit Wes-Kaap Departement van Landbou, Gardenroute District Municipaliteit, Mosselbaai Municipaliteit en Hesekwa Municipaliteit. Wie van Hesekwa het die mandaat gegee dat ons dit moet support? Okay, baie dankie. En ek het hom, ek moet net seker maak dat ek die vraag reg verstaan. En die itemskrywer is nou nie hier nie. Kan u ons help met die antwoorde rondom daai vraag wat Raadslid Teltie gevra het? Speaker, graag, Raadslid Teltie. U sal sien op die item wat u na verwys, is daai spesifieke stukkie spesifiek onderstreep in die verslag wat na die raad toe is die 26ste Maart. Speaker, ek wil die raad so adviseer. 1. Geen amptenaar kan 'n mandaat op so 'n vergadering uitspreek as daar nie 'n mandaat deur die raad bekom is nie. Daar was nog nooit enige item voor Hesekwa se raad rondom dit nie. Daai spesifieke stukkie wat ons daar uitlig, is 'n dokument wat Bertus uitlig oor wat hulle in die eerste stakeholder meeting gesê het. En dit was vir ons as amptenare, waarna was nie politici nie, was dit 'n groot skok om te sien dat hulle sê, ons ondersteun dit. En jy sal sien in die item, speaker deur u, dat die raad was nie geken toe die insidente plaasgevind het, want dit het 'n aanloop al jare voor die tyd. Ons het nie geweet van die hofsaake nie, ons het nie geweet van dit, ons is nie gekonsulteer nie die raadslede nie die wijkraadslede nie die MM nie meneer Haywood nie meneer Visser nie. Die eerste vergadering wat hulle van bewus word, was daai een, en dis waarom ons so dringend die ding onder die aandag van die raad gebring het, en Raadslid Teltie is reg, daar is 'n redelike dringendheid aan ons kant, want dit lyk of die departement baie vinnig wil beweeg, en nie noodwendig aan die besorgdhede wat Raadslid Teltie uitlig aan die raad, aandag gee nie. Speaker, ek wil dit graag net so uitlig. Dankie. En baie dankie, Raadslid Teltie repliek. Speaker, ek is nog altyd nie gemaklik. Ek dink, iewers op 'n call word dan nie vir ons gesê wie werklik dit supported of nie supported het. Daarom sê ek het vir my baie interessant dat die onderburgemeester en die burgemeester vandag sulke uitlatings maak, maar by die vergadering van 26ste Maart, nou 2-3 weke terug, het hulle nêrens hierdie goeie gepraat nie. Dit is nadat die mense van Stilbaai op social media hulle begin te aanvalle loods het, dat hulle nou ewe skielik omswaai. Ons moet die proses reg doen, dat ons die mense gaan konsulteer eerste. Die nasionale departement glo ek ook is so oorhaastig om blindelings in 'n ding te gaan, veral as ons grondwerk en transparant en deursigtig was, veral met ons mense in Hesekwa ook. Dankie, Speaker. Raadslid Teltie, baie dankie. Daarvoor dan is my volgende hand wat ek het, wat ek net doodseker maak, wat op is by my, is die burgemeester saam. Burgemeester gaan die geleentheid gee om net repliek te lewer en daarna die onderburgemeester. Jy kan voortgaan. Okay, dankie, Speaker. Speaker, ek wil dit graag duidelik stel. Ek dink Raadslid Teltie is weer besig om almal te mislei. Eerste, die raad het nêrens 'n goedkeuring gegee vir die skuif van en ondersteuning of skuif van die mense van Mosselbaai na Hesekwa toe nie. Nêrens was daar so 'n besluit geneem ondersteuningsdinge nie. Tweede ding is, Speaker,
Ek was nie in die Januarie vergadering saam met die departement van Rural Development and Land Reform nie. Ek was nie in die vergadering nie. En die derde ene is, speaker, ons het al na die vergadering van die 26ste Maart, na Januarie se vergadering is daar 'n raadsvergadering gekol vir die 26ste Maart. Waar ons vra in die raadsbesluit wat ons vra vir die aanbeveling dat hulle 'n publieke deelname proses moet loop. As nêrens sien, nou sê raad het ons gee hulle 7 dae kans om dinge. So die besluit is gemaak die 26ste Maart. Vandag sit ons die 17de April sit ons vandag. En hulle het nog nie teruggekom vanaf die 26ste Maart af na die 17de toe, het hulle nog nie teruggekom aan ons toe nie. Moet ons maar nou sit en wag tot hulle eendag besluit, of moet ons sit en wag dat die mense maar skuif, en dan wil ons gaan hulle eers terugkom. Ons kan nie dit toelaat, die speaker. Ons moet nou optree, ons moet nou 'n plan van aksie maak, ons moet nou beklei vir ons mense. So Rasetauti is net weer besig om vir ons almal te mislei nou wie so jy kry 'n grenssteining en nou kan jy vir almal vertel hoe sleg ons is en goed is. Ek is bly dat Rasetauti die klein boere ontmoet het. Dit lyk vir my Rasetauti wil die klein boere van Mosselbaai hierna toe skuif en Rasetauti dink niks van ons klein boere nie. So dit is interessant vir my wat hy al reeds die mense van Mosselbaai gaan ontmoet het. Dankie speaker. Burgemeester, baie dankie. Die volgende hand wat ek op het is die onderburgemeester. Rasetauti het hierdie geleentheid gehad. Ek het Rasetauti, net voordat ek gou klaar praat. Hierdie geleentheid gehad, Rasetauti. Hierdie geleentheid gehad, ek het vir gevra of hy wil repliek lewer en hy het repliek gelewer. Hy het die geleentheid gehad. Jy kan nie nou vir 'n derde keer reageer nie. Rasetauti is buite orde. Speaker, ek het repliek Asseblief, Rasetauti, ek vra vir u, jy ken die orde reëls, jy is buite orde. Hier's aanvalle geloods en ek wil dit probeer regset. Rasetauti, u weet hoe werk 'n raadsvergadering. U kry die geleentheid om repliek te lewer. U kan nie aanhou op dieselfde onderwerp nie. U het u repliek tydperk gebruik. Ek het dit vir u aangebied. U het gebruik, u het die geleentheid gehad om dit later te gebruik. U het dit toegebruik. Orde reëls Rasetauti. Dankie, onderburgemeester, u kan voortgaan. Baie dankie speaker vir die geleentheid. Ek wil miskien net eers respond op, want ek dink my naam was genoem, ek en daar's direk, soos Rasetauti nou voel dat daar's 'n aanval op hom geloods, voel ek ook dat daar was 'n aanval op ek en die burgemeester geloods. Maar ek wil net vir Rasetauti die versekering gee vanoggend dat ons is hier om 'n sou op te sit vir niemand nie. Ons is hier om die belange van Jesekwa en sy mense te beskerm. En ek verstaan in 'n mate wat probeer Rasetauti doen. Want dit is vir my duidelik dat hy al die jare die verkeerd van die ANC probeer verdedig en hy probeer dit tog tot op vandag doen. En dit wat hy nou net gesê het is 'n duidelike teken van hoe hy dit doen. Hy noem dat hy ondersteun eerder vir Mosselbaai se klein boere die 62 om hier te vestig as wat hy aan ons eie mense dink. En ek voel dat hy op hierdie stadium, die burgemeester en myself en die stakeholders wat opstaan vir Jesekwa en sy mense, dat hy ons wil probeer diskrediteer. En dit is presies wat ons gebeur. Deur middel van hierdie vergadering wil ons opstaan vir die reg van ons mense in Jesekwa en vir elkeen wil ons, ongeag watter kleur, watter aard, ons wil opstaan vir ons mense. En dit is wat ons doen. Ons spreek teen die nasionale regering of die nasionale departement se verkeerd wat hulle doen. Ons het spesifiek gevra vir 'n deelnameproses in ons eerste meeting. En ek het daar genoem aan Lauret Brown dat ons ondersteun dit nie. Want ek voel persoonlik dat die proses wat hulle gehanteer het, was verkeerd gehanteer. En hulle kan nie net 'n ding hier by ons op ons deurstoep kom drop sonder dat hulle met ons proper geconsulteer het nie. En dit is waar die besluit vandaan gekom het dat hulle moet teruggaan. En hulle met publieke konsultasieprosesse moet hulle hanteer. So, speaker,
van my kant af, ons het ook klein boere in ons area. En dit wat raadslid Tauti nou hier gesê het, ja, laat vir my groot rooi ligte aangaan oor waar sy lojaliteit dan op die einde van die dag lê. So van my kant af, speaker, ek glo daaraan dat ons met hierdie geleentheid gebruik, nie om mekaar te diskrediteer nie. Hier is dit nou 'n ding van, dit gaan oor Hesekwa en sy mense en die belange van Hesekwa, ongeag watter area ons inwoon en watter area geaffekteer word. Maar hier gaan dit vandag oor 'n belangrike besluit en sensitiewe besluite. En ons is hier om sous op te sit vir niemand nie. Dit gaan oor die belangrikheid van Hesekwa se mense. Dankie, speaker. Onderburgemeester, baie dankie. En net 'n bevestiging. Raadslid Tauti, die burgemeester, die onderburgemeester het die geleentheid gehad en hulle die geleentheid gehad tot repliek. Dan. Volgende, sweep ANC. Raadslid Dlamini. Baie dankie speaker. Speaker, ek net gou my video aangesit soos ek kan sien gesê Brace. Speaker, nie te min nie, ek dink eerstens as ANC, ek dink ons verwelkom die proses van die departement National Department of Rural Development and Land Reforms engage rondom die issue van grondhervorming. Want ons sit met 'n uitdaging waar ons mense nooit die geleentheid gegee word nie om plase te bekom. So ons verwelkom dit as 'n ANC binne die Hesekwa. Speaker, die tweede een, ek dink die issue die issue hier, ek stem saam 100% met Raadslid Tauti dat ons raad, die burgemeester het die druk gekry vanaf die social media. En wat ek wil noem aan die raadsvergadering, it's an insult to me as an African, especially as a black person residing in Hesekwa. Ek weet nie, is daar nou iemand uit die Gauteng kom met sy mense en hy koop 'n plaas iewers in Hesekwa, sit ons al ons aandag op om die soortgelyke programme te hardloop wat ons nou doen. Ek dink, speaker, die ding, soos die onderburgemeester in sy eerste gesê dat die ding is baie sensitief en die ding moet reg hanteer word. Speaker, ons moet nie rasse speel met die ding nie, want jy kan uit en uit sien, hier word ras gespeel en sekere mense word gebruik om die ding te push. Ek wil hê dat ons as 'n raad moet ons distansieer teen enige uitlating wat gemaak word in ander rasse op social media. We are not going to support any discrimination or racism which are launched against any of the South Africans, because the land belongs to all of us, speaker. En ons sal graag lobby weer met die departement om te kom na Hesekwa toe en laat die publieke deelnameprosesse moet push en laat ons mense ook kan weet wat is die prosesse om te apply om plase te bekom, want daar is 'n need, ons mense wil graag in grond te bekom. Ek sal daar stop, speaker. Raadslid Dlamini, baie dankie. Dan volgende op my lys, Raadslid Jennifer Hartnik. Raadslid Hartnik. Goeiemôre, speaker, is ek hoorbaar? Die is hoorbaar. Baie dankie. Meneer die speaker, ek wil u net terugneem die dag toe ek Raadslid, ekskuus, ek wil net stop. Raadslid, ekskuus, ek vra verskoning. Raadslid Dlamini, wil net vir my u kamera afskakel nie en Raadslid Hartnik net vir my u kamera aanskakel. Daar is hy, Raadslid. Welkom. Ekskuus, ek kan voortgaan. Dankie, speaker. Ek wil net terugneem na die eerste dag toe ek raadslid geword het by Hesekwa, het ek 'n versoek gerig. Die feit dat ek my party se enigste verteenwoordiger is,
en oorsig het oor al 9 wyke, dat wanneer iets gebeur of plaasvind in die 9 wyke van Hessequa, dat ek asseblief ingelig moet word. Indien ek dit nie kon bywoon nie, sou ek verskoning maak, maar dat ek ingelig wil word. In elk geval, toe ek nou verneem van die vergadering wat Dinsdag plaasgevind het, was ek so 'n bietjie teleurgesteld omdat ek verneem het, die departement van landbou was ook by, en dat ons dan die geleentheid sou gehad het om direk ons verraad te vra en ons opinies te lig, en dit het nie gebeur nie. Ek wil dit baie duidelik stel, ek is nie hier om politieke punte aan te teken nie. By my gaan dit, ons is hier om 'n gemeenskap te verteenwoordig, en die blote feit dat ek woonagtig is in Slangrivier en die behoeftes raak sien van ons klein boere hier, was dit nogal vir my 'n bietjie van 'n probleem toe ek hoor dat Mosselbaai se klein boere geakkommodeer gaan word in ons streek. Almal weet, dit gaan nie hier om kleur nie. Dit gaan nie hier om ras nie. Maar tans is Hessequa munisipaliteit besig om uitreike te hê in ons verskillende gemeenskappe na aanleiding van die GOP en ons begroting. En dat ons amptenare, ons mense moet kan oortuig. Dit is wat in die finansiële pot is, dit is wat gedoen kan word, en dat ons mense ooreed moet word om kennis te neem van dit wat ons hulle kan bied. So wanneer jy hoor van 62 kleinboere, ongeag of hulle gesinne of wat ook al hier het, sal dit gebeur dat Hessequa ook 'n finansiële bydrae moet maak wat infrastruktuur en sovoorts aanbetref. Ek wil dus vra, enige toekomstige vergadering wat met hierdie item te doen het, dat raadslede ingelig moet word, sodat ons opinies kan lig, dat ons gedagtes kan wissel. Want as ek dink aan Mosselbaai, as jy verby Mosselbaai ry, dan sien jy nuwe ontwikkelings wat daar plaasvind, private estates. So, why Hessequa? Hoekom word Hessequa nou uitgesonder om die mense te akkommodeer? Baie dankie vir die geleentheid om iets te sê. Ons gaan mos weer vergaderings hou en dan kan ons dit verder neem. Baie dankie, spreker. Raadslid Artie, baie dankie. Ek dink jy het versoek gerig dat hy genooi word. Ek dink die MM het dit in die begin gesê, ek dink nie so nie, ek weet hy het, om te sê ja, dat die munisipaliteit het nie mense genooi nie, die munisipaliteit self was genooi en sekere amptenare en sekere raadslede was genooi, naamlik die IBK en dan die wijkraadslede. Ek dink die burgemeester het ook gesê. Maar in die toekoms, as ek reg verstaan, as daar weer so ietsie is, dat daar gevra word in 'n spesifieke departement of ander gaste kan genooi word. Ek dink dit is wat u verlang, as ek reg is. Baie dankie. Dan volgende op my lys is raadslid Hartnik en dan raadslid Lillian het vir my gesê sy sukkel met haar hand, so ek gaan haar volgende sit na raadslid Sonja en dan raadslid Simon. Dankie, raadslid Leroy kan voortgaan. Order speaker. Ja, raadslid Daniels, jy meneer die geleentheid gee, raadslid Leroy, jy kan voortgaan. Dankie speaker. Is dit raadslid Renie, is dit u? Is u op een Is raadslid Davids speaker, môre almal. Dankie raadslid, jy kan voortgaan. Dankie speaker, raadslid Diamani het nou vir my so 'n bietjie die eend onder nie op die dam gesit nie, maar op die wal gesit. Ek wil tog verskil. Dit gaan nie oor rassie. Dit gaan oor
wat gegee was op hy eerste gespreksessie met die JLRBA en die misnoer wat daar uitgespreek word. Die agenda en selfs die notiele wat van belang is, wat sal weerspreek in terme van wat nou so lekker rondgegooi word oor daar was 'n besluit geneem of daar was dit gedoen. Dit sal eintlik uit die dankie mooi in plek sit. Daar was teenkanting. Daar was teenkanting van my kant af, van Raadslid Simon se kant af in terme van die proses en ook die uitwys in terme van ons het die voet en mond uitbreek gehad in Mosselbaai area en ook in terme van wat is die implikasies van 'n munisipaliteit naburig hulle inwoners op 'n ander naburige munisipaliteit kom plaas en wat die gevolge daarvan gaan wees. Maar ook in terme van waar word die lyn getrek in terme van ons eie kleinboere, ons eie mense wat dan nou agterweeg gelaat word, waar daar prosesse aangegaan was, die spesifieke departemente was gekontak om ook vir hulp aan ons eie mense en hulle was nie eens geraak gesien of die geleentheid gegee nie. Maar hier sit ons met 'n probleem vandag in terme van 'n ander naburige munisipaliteit se persoonlike inwoners wat natuurlik nou gedam word op Hessequa. Nou hoe word dit nou raak gesien? Die proses gaan nie hier oor ras nie. Dit gaan nie oor om mense se regte ontseën of te ontneem nie. Dit gaan in terme van wat is reg in terme van waar ek as 'n plaaseienaar of ek as 'n kleinboer hulp soek by die verskillende departemente en dit word nie gegee nie, maar dit word wel gegee aan 'n naburige munisipaliteit se inwoners. En wat my nog meer kwaad gemaak het is, dit word so ver as wat dit kan gedoen word gestel dat dit ras is, wat nie die geval is nie. Dit gaan hier net oor ons eie inwoners wat oor die hoof gesien word. Hulle doen diligence, hulle kom en hulle doen aansoek en hulle word nie raak gesien nie. En hier sit ons vandag met inwoners van 'n naburige munisipaliteit. En die sleg van alles is die impak wat dit gaan hê op ons munisipaliteit, op ons belastingbetalers. En my vraag was pertinent geweest aan daai komponent wat ons kom sien het. Hoe is dit moontlik dat daar nie grond in Mosselbaai beskikbaar is nie? Want soos Jennifer Hartnik gesê het, jy ry deur Mosselbaai en sien die ontwikkelings plaasvind. Hulle kon my nie antwoord daarop om te sê hulle kry nie grond nie, want dit is onmoontlik om dit te kan sê. My verdere uitklaring in terme van besluitneming, daar was geen besluitneming nie. En dit is wat ek wil graag net ter tafel lê. Die bandjie of die agenda wat daar op was en die notiele was aangevra, want ek was persoonlik verontrief met dat die notiele nie vorendag kan kom nie. Want die notiele sal ten minste dan uit te voer bring in terme van wat gesê was. Die misnoer in terme van die proses wat gevolg was. Die miskenning van Hessequa inwoners en die miskenning van Hessequa munisipaliteit. Dankie spreker. Dankie Raadslid Davids. Dan volgende op my lys is Raadslid Lilian Pieterse. U kan voortgaan. Dankie Raadslid. Ek het die boodskap van Raadslid Lilian af. Lilian, sê gou of my julle sit saam daar. Net vir my aanduiding gee wie gaan gesels. That's correct, speaker. Baie dankie. Daar's 'n baie ekko daar. Daar's 'n groot ekko daar. U moet asseblief my u mikrofone almal afsit en al die luidsprekers afsit van rekenaars wat daar oop staan, dat net die een waarmee u praat daar is. Speaker, daar's die ander. Okay, Raadslid, ek gaan nie gou-gou, ek stuur IT na u toe. Gou-gou om met julle te gesels daar in die komiteekamer en net te kyk of hulle kan hulp verleen daar. Ek gaan dan solank aangaan met u goedkeuring na Raadslid Simon toe wat net na u was. Dit is net u tegniese probleem uitsorteer want niemand kan u hoor nie en ek wil hierdie geleentheid gee dat die mense u kan hoor. Raadslid Simon, ek voortgaan. Speaker, baie dankie. Speaker, ek wil tog net vir Raadslid Dlamini sê, hy sê nou vanoggend iets wat ek nooit aan gedink het nie en dit is ras.
En ek dink ons het ooit gedink aan rassie. Ons het vanoggend iets ingesluit wat nooit aangedink was nie. En ons moet die rassie inbring nie. Ons moet die verantwoordelikheid om goed te bestuur, moet ons hier inbring. Dan die tweede punt is, dit wil vir my voorkom asof die ANC genee is dat hy 62 klein boere na Hessequa geskei word. Nou speaker in die vergadering, die eerste vergadering in Januarie. Ek kan onthou dat Mr. Richard Dianti van Garden Route het die notiele geneem. En as hy notiele vandag beskikbaar was, sou almal gesien het dat ons was eenparig gekant teen wat besig is om hier te gebeur. Speaker, ons argument was dat ons was nooit ingelig oor wat agter die skerms gebeur. En ons gaan kyk waar het dit al begin. En ons verneem eers in Januarie regtig wat is besig om te gebeur. Nou, speaker, die belangrikste ding vir ons is, ons het self klein boere in Hessequa en ek wil by my deur uitstap, speaker, en ons klein boere in die gesig kan kyk. So wanneer ons veg vir iets, dan moet dit wees vir die mense van Hessequa. En Land Reform het net besluit, dit is wat ons gaan doen. Maak nie saak wat julle sê nie. Speaker, ek kan hier met oortuiging sê, die notiele sal dit wys, dat ons het gevra dat daar moet onmiddellik weer 'n opvolgvergadering wees met Land Reform, omdat hulle vir ons bring 62 klein boere van Mosselbaai, waar ons vir hulle sê, ons wil hê die klein boere van Hessequa moet voorkeur kry. En ek kan bevestig hierso dat daar was gesê dat die vergadering sou vroeg in Maart, die eerste of die tweede week, sou hierdie vergadering geskied het. Maar dit is vir my duidelik dat Land Reform probeer ons aan die lintjie hou, hulle probeer ons om die bos lei, en dit is iets wat ons in Hessequa nie kan toelaat nie. Ons moet verantwoordelik wees vir die bestuur van hierdie streek, en tot die voordeel van die mense van hierdie streek. Dankie, speaker. Raadslid Simon, baie dankie. Ek wil net gou bevestig, want ek het nie nog hande hier op nie. Ek wil net gou bevestig, Raadslid Daniels, is julle rekenaar al reg daar? As julle my aanduiding kan gee. Raadslid Daniels? Daar sê speaker kan nie ons hoor. Daar sê, ons is nou 100%. Dankie, Raadslid, jy kan voortgaan. Daar sê speaker, daar sê almal. Speaker, die punt wat ek wil weer kry is grond op wat beteken die proactive land acquisition policy. Dit is 'n policy wat geskep is waar plaasboere of deur middel van baie oor dieselfde proses of deur middel van die plap 'n besluit neem dat hulle wil van hulle grond verkoop. So dit is wat hier gebeur. Ja, ons almal is te Hessequa, maar ons is betrek in die breër Suid-Afrika. So wanneer die departement dit doen en hulle koop plase, dan is dit belangstellendes wat aansoeke doen het vir plase wat die reg kry om op daardie plaas gevestig te word. Dankie vir diegene wat daar binne gewees het met die besprekings, soos ek hoor van Raadslid Simon en Raadslid Rennie. En binne Raadslid Dennis, mag ek gou, Raadslid Dennis, ek val jou in die rede, onthou jou rede asseblief. Kan ons net vra dat jy die kamera aanskakel asseblief? Oh, sorry. Ja, as was nie. En binne ons meer feit dat in die verslag van 26 Maart word daar uitgewys dat die departement moet kyk ook na Hessequa se klein boere. Nou as 'n mens daarna kyk en 'n mens kyk dan na die manier hoe die verskillende rolspelers kapsie gemaak het teen dit wat die departement op die been wil bring. En ek dink ons as Hessequa, soos Raadslid Diamani gesê het, moet bly wees vir die feit dat ons kan sê, ons het ook nou 'n projek weer eens wat deur die plap of deur die Department van Rural Development gevestig is.
Die Wes-Kaapse regering se report, die assessment wat hulle gedoen het, spreek boekdele en dit wys vir ons uit wat kan gebeur en wat kan nie gebeur. Dit sê nie in soveel woorde dat daar mag nie enige bedrywe plaasvind. Dit sê wel wat kan gedoen word en wat nie gedoen kan word. Dit bring uit daardie root causes wat die eienaars wat daarin bevestig word, kan dan uitkyk na en weet wat hulle reg is en waarop hulle 'n wins moet maak. So ons moet daardie verslag van, ek dink is meneer Jerry Aris en sy team, moet ons verwelkom, want dit help ook die boere wat daar gevestig gaan word. Ja, van nou soos ons voel ons miskien is net Mosselbaai se boere. Maar ek dink die geleentheid volgens wat in die program is, in die rapport is, wys uit dat Eshoka se boere ook deel gaan neem. En dit is wat ons miskien moet aandrywe. Hoe gaan ons daardie aspek met die departement van Rural Development aanspreek om te kan sorg dat die Eshoka se boere ook daar is? Want dit is aangevra volgens die rapport dat die Eshoka boerdery moet kom wys hulle aktiewe deelname in farming, hulle tipe livestock wat hulle het, en ook wat is hulle constraints wat hulle het. So as ons dit gedoen het en die report ook deurgestuur het, dan glo ek hulle sal ook geakkommodeer word. So as 'n mens kyk ook dan na verder, en mens kyk waarna beoog die Wes-Kaapse departement. Ek dink die 2023 report binne die departement wat deur Fulefisani Solutions gedoen was het uitgewys hoe hierdie plan prosesse sukses kan hou. En dit is die rol wat die Wes-Kaapse regering gaan kan doen om te kan sorg dat daar post-settlement support is, dat daar extension services, dat daar mentoring systems in plek gaan wees en ook dat hierdie boere finansiële support gaan kry. So as 'n mens kyk daarna en ons sê as public participation dan die enigste kardinale rolspeler is wat nie hier plaasvind nie. Hoekom moet ons dit afskiet? Kan dit nie korrigeer word nie? So my mening is en wat ek nastreef is, ons moet dan definitief hierdie report van die Weskaap welkom en dan ook dit wat gebeur en ek dink ons kan getuig dat daar's vroeëre deelnemers in die proses soos 'n ene meneer Skietekat wat van Slangrivier af, ek dink hy's in Albertine gevestig, hoe suksesvol hy met sy bedryf is. So dit kan net nog 'n plus wees gegrond op ons jaarverslag dat ons het so 'n proactive land acquisition plaas in ons area bevestig sien. Dit is my input rondom dit, dat ons positief daarna kyk, dat ons die areas van verskil regstel en dat ons hierdie geleentheid geskied vir ons mense, want dat transformasie in die sektor is baie welkom word. Dankie, spreker. Raadslid, baie dankie. Raadslid Daniels, ja, mooi op tyd hoor, jy het jou 7 minute perfek gebruik. Baie dankie daarvoor. Raadslede, baie dankie. Is daar nog enige bespreking van raadslede, behalwe die raadslede wat al die geleentheid gehad het om repliek te lewer? Is daar enige ander raadslede? Is daar geen wat kommentaar wil lewer nie? Gee my net 'n aanduiding asseblief. Geen gesprekvoering verder meer nie. Dankie. Raadslid Johannes Hartig. U kan voortgaan. Baie dankie, spreker. Die Vryheidsfront stem glad nie saam met hierdie proses wat gevolg was nie. Baie dankie, spreker. Raadslid, baie dankie. Net my hand laat sak. Geen verder besprekings nie. Ek wil net bevestig hier geen ander hande wat u kan sien nie. Sê vir geen.
Raadslede, dankie, dan aanvaar ek as geen verder bespreking nie. Kan ek asseblief 'n voorstel kry en die voorstel maak net 'n sekondant. Onderburgemeester. Baie dankie Speaker. Dan wil ek graag net die volgende aanbevelings, die aanbevelings soos wat dit daar vervat is in die item, wil ek dan net voorstel met 'n ekstra punt wat ek wil inbring by punt 4. So ek gaan dit lees as volg. Punt nommer 1, my aanbeveling nommer 1 is that council approve that the decision taken by the Municipal Council on the 26th of March 2026 was executed in that a public meeting was requested from the Department of Land Reform and Rural Development regarding the land reform process being followed on portion 2 of the farm Skoongeleë number 282 and Subatersvlakte number 611, and that no confirmation of such a meeting was received. Dit is my eerste aanbeveling. Dan die tweede een sal wees that council approve that as a result of no confirmation having been received from the Department of Land Reform and Rural Development, a meeting with various role players and organizations within the Eshoqa area were held on 14 April 2026, where the following was expressed. En dan het hy 'n onderafdeling op punt A wat lees dissatisfaction and concern regarding the process that was followed with regards to the specific land reform project, and B, serious concern about the complete absence of the recommendations that were made by Western Cape Agriculture's Farm Assessment Report of October 2024. En dan ook op punt 3, that council approved that a formal dispute be declared in terms of section 41 of the Intergovernmental Relations Framework Act. En dan graag Speaker, my punt 4 wat ek wil inbring, die punt 4 wat daar tans is, wil ek graag hê moet dit aanskuif na punt 5 toe, en dan bring ek 'n nuwe punt 4 in, wat dan sal lees, that council strongly objects to the relocation of emerging farmers from a neighboring municipality. Dit is my extra punt wat ek wil inbring, en dan die punt 4 skryf dan aan na punt 5 toe, wat sal lees, that a formal external legal opinion be obtained regarding the potential risk the land reform process, should it be implemented, holds for Eshoqa area. Thank you, Speaker. That is my recommendations. Burgemeester, baie dankie daarvoor. Burgemeester, u is volgende. Die kan voorstel. Speaker, ek wil op daai punt wil ek die onderburgemeester se voorstel sekondeer. Burgemeester, baie dankie. Ek het 1 voorstel en 1 sekondant. Raadslid Telty. Speaker, ek wil die volgende voorstel maak. Die voorstel is gebaseer op die besluit wat geneem was op die 26ste Maart, en het lees soos volg, met die volgende veranderings daaraan. That council take note of the request by the Department of Land Reform and Rural Development for access to the municipal farm database and for collaboration in the verification of active farmers and animal numbers within the Eshoqa municipal area. That council approve that a public meeting be held, en dan moet die volgende ingevoeg word daar, within the next 3 months from today, with all small-scale farmers in the Eshoqa municipal area by the Department of Land Reform and Development, informing them of the process and the purposes of the developing a scientific settlement plan. That council approve the Department of Land Reform and Development complete the verification
process of all active farmers and animal numbers. And 4, that council approve that all information be released, compiled with the Protection of Personal Information Act 4 of 2013, the Popeye Act, and that only information required for the settlement plan be shared. 5, that council approve that the results of the verification process be formally reported back to the community, net daar invoeg community, committees, and council. And then 6, that council approve that council do not prioritize which small-scale farmers or groups or co-ops will benefit from the verification process. And 7, that council take note that the small-scale farmers from Mossel Bay municipal area that will be accommodated on the Skoon, laat ek net weer lees, that council take note of the small-scale farmers from Mossel Bay municipal area that will be accommodated on Skoon, Geleë en Subaters vlakte farms. And then 8, that council inform the public through public meetings and ward committee meetings within the next 2 months of their decision, and thereafter, after inputs from the public and the ward committees, decide on a way forward. And 9, that council reject and distance itself from the racist comments on social media. Dis my voorstel, speaker. As dit help nie, baie dankie. Ek kyk nou hierso na die voorstel. Dis die voorstel wat reeds goedgekeur is deur die raad op 26 Maart met 'n paar wysigings, so ons het hom, so baie dankie daarvoor. Kan ek net 'n sekondant kry vir u voorstel asseblief? Raadslid Joseph. Ek sien u hand pas, ek weet nie van wie van u nou daar is nie, maar ek sien is op u rekenaar. U kan voortgaan. Ek sekondeer, voorsitter. Baie dankie, ek het 'n voorstel en 'n sekondant vir die tweede voorstel. As daar enige ander voorstelle? Indien geen, gaan ons voort, soos wat dit bepaal word, gaan ons met voorstel tweede eerste. Ek gaan op die lys afgaan, want ek neem aan dit is koukisse. So ek gaan op die lys afgaan, net sodat daar duidelikheid is. Dis mos nou nie wat ek u hande kan tel in 'n vergadering waar ons bevestig dat die almal teenwoordig is nie. Kan ek dit raadslid Teltie net vir my ja of nee? Op u voorstel? Ja, speaker. Ek neem aan sê ja, ekskuus ek kon nie mooi hoor nie, maar ek neem aan sê ja, as ek reg? Ja, speaker. Dankie raadslid. Raadslid Joseph. Ja, speaker. Raadslid Daniels. Ja, speaker. Dankie raadslid. Raadslid Lisbie Pieterse. Ja, speaker. Dankie raadslid. Raadslid Diamani. Ja, speaker. Dankie raadslid. Raadslid Februarie. Ja, speaker. Baie dankie. Daar's niemand wat ek gemis het van u caucus nie. Nou. Dankie, dan beweeg ek oor na as daar enigiemand anders is van die ander party wat ook graag hulle stem daar wil gee, is u welkom. Ek kry geen terugvoer, so ek neem aan dit is nie so nie. Dan gaan ons na die ek het 'n voorstel en 'n sekondant vir daai spesifieke voorstel. Dan gaan ons na voorstel nommer 1 toe, wat gemaak is deur die onderburgemeester en gesekondeer deur die burgemeester. Ek gaan weer op die lys af. Burgemeester, net vir my ja of nee vir u voorstel. Ja, speaker. Dankie, burgemeester. Onderburgemeester, ja of nee?
Ja, Speaker. Dankie raadslid Ben Smith, Ja, Speaker. raadslid Betsy van Noordwyk, Ja, Speaker. raadslid Davids, Ja, Speaker. raadslid Leroux, Ja, Speaker. raadslid Hoogbaard, raadslid Hoogbaard, dan beweeg aan raadslid Simon. Ja, Die Speaker. Soek jy my? Ek soek hier raadslid. Speaker, soek jy my? Natuurlik, ek soek hier raadslid. Die mens my bevestig voorstel 1 wat u gemaak het, is dit 'n ja of 'n nee vir u voorstel? Ek kan saam met die voorstel van die onderburgemeester, Speaker. Baie dankie, en dan het ons dan raadslid Hoogbaard ook. Ek myself is ook deel van hierdie raad en het ek ook 'n stem, as ook 'n beslissende stem indien dit nodig is. So my stem gaan ook vir voorstel 1. Is daar enige ander van die politieke partye wat hulle stem wil ingooi by enige een van hierdie 2 voorstelle? Geef my 'n aanduiding. Raadslid Hartnik, Ja, Speaker. is dit op voorstel 1, né? Dis reg. Raadslede, baie dankie. Dan gaan ons net gou seker maak wat die stemme is. Dankie, ek het net bevestig. Baie dankie, ek het bevestig ook met ons regsverteenwoordiger wat hier langs ons is. Ons voorstel is soos volg: voorstel 1, 10 stemme, voorstel 2, 6 stemme, voorstel 1 gaan dan deur. Raadslede, baie dankie. Burgemeester, ek sien die hand is op. Is daar enigiets anders wat u wil byvoeg? Ja, Speaker, ek wil graag net uitvind, gaan die PA buite stemming bly of gaan die PA nie vir ons ondersteun of vir die ANC ondersteun? Ek sal graag wil weet waar staan die PA, Speaker? Burgemeester, baie dankie. Ek weet nie, raadslid Hartnik het die geleentheid om daarop te reageer of dan nou nie. Raadslid Hartnik, ek gaan die geleentheid gee. U kan besluit of jy daarop wil reageer of nie. Hallo, kan jy my hoor, Speaker? Ek hoor die raadslid. Reg. Ek ondersteun die eerste voorstel en ek wil tog vir die burgemeester net sê, don't think for me, mate, please. Is net dat die speaker nie gesien het dat ek aanduiding gegee het dat ek iets wil praat nie, maar moenie vir my uitsonder nie, asseblief. Ek is mans genoeg om my saak te kan stel. Raadslid Hartnik, ekskuus, het baie opgebreek. Ek het iets daar gehoor dat ek het u nie erken nie of ek het nie iets gesien nie. Verwys het my na wat u na verwys? Ja, die eerste keer toe ek gedruk het ek natuurlik nie gesien dat ek 'n aanduiding wou gee dat ek wou stem nie. So ek het nog gesê waar ek stem en ek het my redes ook daarvoor. Dankie. Raadslid, baie dankie. Ekskuus, ja, nee, ek het die proses oopgemaak. Ek het nie die hand gesien nie. Ons is nog mense wat hier sit, so die hand het nie by ons gewys nie. Ongelukkig is die stemming toe. Dit is reeds aangekondig deur myself, so ek kan hom nou nêrens byvoeg nie. Ongelukkig nie. En dan Raadslid Diamani, u hand is op, u kan voortgaan. Dankie, Speaker. Speaker, u weerhou raadslid Hartnik nou sy reg om te stem.
Ek hoor wat u nou genoem het, maar wat ek wil maak spreker, ek wil net ons teenkanting laat aanteken teen daardie besluit. Ons verstaan aan die voorstelle wat ons gemaak het. Dankie. Raadslid, dankie. Ons teken so aan. En dan ek ontken dat ek raadslid Hartnik ontken het. Dit het nie by ons gewys dat haar hand oppas nie. Ek het die geleentheid gegee by die tweede stem wat u die voorstel gemaak het, u caucus, en ook weer die geleentheid gegee by voorstel nommer 1 gemaak deur die onderburgemeester vir ander partye om hulle stem te kan ingooi by enigiemand van die twee. So die geleentheid was daar gegee. So nee, dit is nie sodat ek al ontken nie. Raadslid Teltow, ek sien die hand is op. Speaker, dankie. Ek wil net gou 'n regstelling maak wat na aanleiding van wat ons sweep gesê het. Ons wil nie ons teenkanting laat aanteken nie, ons wil ons teenstemme laat aanteken asseblief Speaker. Okay, nee, ek het gewonder want ons het hom so aangeteken en dit is nie gewoonlik hoe jy dit noem nie. So ek wil net bevestig, Raadslid Dlamini, gaan u dit terugtrek wat u gesê het? Dankie Speaker, soos u weet, Afrikaans is my eerste taal. Ek weet en ek respekteer dit. Dankie, ons teken dit dan so aan. Dankie Raadslid Teltow. Raadslede, baie dankie, dit bring ons aan die einde van hierdie raadsvergadering. Baie dankie vir elkeen van u se deelname as raadslede in die debatvoering van die speaker se kant af. Dankie aan die mense wat by ons ingeskakel het. En dat wil ek net in kennis stel dat hierdie raadsvergadering se opname gaan ook dan so gepubliseer word op ons webwerf en kan jy hom dan ook verder so versprei en dalk weer teruggaan as daar iets is wat jy nie mooi verstaan het nie. Baie dankie aan die MM en die amptenare vir u teenwoordigheid ook vandag. Hierdie raadsvergadering is dan vandag. Baie dankie, mooi dag. Dankie, mooi naweek.